Weereens baie welkom by hierdie geleentheid. Dit bly vir my 'n onbeskryflike voorreg om met jou uit die Here se woord te deel. En mag sy naam ook nou geheilig word. Kom ons bid saam. Here Jesus, verlede week het U met ons gedeel uit Johannes 15 toe U gesê het: Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer en ons is die lote. Elke loot aan die wingerdstok wat nie vrugte dra nie, word afgesnoei, maar elke loot wat vrugte dra, word reggesnoei, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Ons kan nie uit ons eie vrug dra nie, alleen wanneer ons stewig in die wingerdstok bly en die wingerdstok Jesus in ons bly. Ons het U nie gekies nie, maar U het ons gekies en geroep om vrug te dra. Wil U ons nou instem, ons gedagtes en ons harte, om U verdere wil vir ons lewe te hoor en te gaan uitvoer, in Jesus se naam. Amen. Neil Diamond sing 'n lied, as hy sing Home Before Darkness. Dit laat my dink aan die woorde van my moeder toe ek 'n jong seun was. Wanneer ek die huis verlaat het en na my vriende toe gegaan het, het sy altyd gesê: kom net voor donker huis toe, asof daar 'n groot gevaar in donker skuil. Die evangelie van Johannes werk met 'n baie sterk beeld. Lig en duisternis, waarmee die Here sy hart aan ons wil kom openbaar in hierdie oomblikke. En Johannes sê vir ons dat na die sondeval het daar 'n verskriklike donkerte oor hierdie aarde neergesak. En dit is nie vir my nodig om vir jou te sê, jy kan maar net die nuus aanskakel om te sien hoe donker dit in hierdie wêreld geword het nie. En daarom het ons die evangelie, ook die evangelie van Johannes, brood nodig om vir ons te kom wys, daar is lig aan die einde van die tonnel. En wil ek baie graag vandag se boodskap na aanleiding van 3 vrae aan jou bring. Die eerste vraag wat ek wil beantwoord is: wie is Jesus? Van wie Johannes 8 vers 12 sê: ek is die lig vir die wêreld. Daar is vir my min tekste wat soveel gewig dra, soveel swaartekrag as hierdie teks. Ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesus het gekom om die duisternis, die donkerte oor hierdie aarde te kom verdryf. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik in 'n vuurhoutjie dink wat getrek word in 'n pikdonker vertrek. Die oomblik as daardie vuurhoutjie vlam vat, dan verdryf dit die donker. En dit is presies wat Jesus op aarde kom doen het. Hy het die skakelaar kom aansit, sodat ek en jy weer in die lig kan wandel. Johannes 1 vers 1 tot 14 kan jy rustig op jou eie tyd vandag gaan deurlees. Ek lees net 'n gedeelte daarvan vir julle. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Die woord is Jesus. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons gaan na vers 9 toe.
Die ware lig wat elke mens verlig was, aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Dan die pragtige belofte in vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Die woord het mens geword, vers 14, en onder ons kom woon. Jesus was van altyd af by die Vader. Hy het saam met die Vader en die Heilige Gees geskep. En Johannes se fokus in sy hele boek val juis op God die Vader. En die woord Vader word 122 keer in hierdie boek gebruik. Waardeur Johannes vir ons wil sê, Jesus se groot rol in ons lewe was om die lig te kom aanskakel, sodat ek en jy die Vaderhart kan leer ken en kan sien en besef dat hy 'n groot familiehuis het, waarin hy vir elkeen van ons, ongeag ons omstandighede, nooi om deel van sy familiehuis te wees. En dit bring my by die vraag, wat het Jesus kom doen? Johannes 5 is 'n pragtige gedeelte wat ek ook sal graag wil hê jy moet vandag iewers op jou eie gaan deurlees. En ek praat baie spesifiek van Johannes 5 vers 19 tot 29 wat vir ons die antwoord gee op wat het Jesus kom doen? Ek lees vir julle vers 19. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen. En hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewendig maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan Jesus oorgelaat. Daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Wat kom doen die Seun? Hy het twee baie spesifieke funksies by die Vader gekry, naamlik om lewe te kom gee, om aan die kruis sy offer as die hoogste offer te betaal, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê, sodat ek en jy kan deel in die ewige lewe wat Vader vir my en vir jou beplan het. En Jesus se tweede funksie was om te kom oordeel oor hulle wat met hulle rug na die Seun toe leef. Want wie met sy rug na die Seun toe leef, leef ook met sy rug na die Vader toe. Johannes 14 vers 2 sê vir ons, dat Vader se huis het baie woonplek. Net voordat hy opvaar hemel toe, sê hy vir sy disippels, dat moenie julle ontstel oor die feit dat ek weggaan nie, want ek gaan om vir julle plek voor te berei. En in die huis van my Vader is daar genoeg plek, baie plek. So Jesus het gekom om vir my en vir jou aan die hand te vat en ons stap vir stap te lei, sodat ons, voordat dit pikdonker is, te laat is, kan deel in die Vader se huis. Dit is so donker in hierdie wêreld, en daar is so baie stemme wat sê, daar is ook ander paaie na die Vaderhuis toe. Ons dink in Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, die Afrika geloof, en so kan ons aangaan, wat sê,
Solank jy maar net glo, maak nie saak in wie jy glo nie, sal jy in die Vader se huis kom. En dan trek Johannes 'n streep daardeur in Johannes 14 vers 6 en sê, dit is 'n leuen uit die hel uit. Want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Wat doen ek, is die derde vraag, met hierdie wonderlike uitnodiging om te kan deel in die familiehuis. Wel, Johannes 1 vers 12 sê, ek en jy word uitgenooi, en dan staan daar, almal wat vir Jesus aangeneem het, wat hulle harte vir hom oopgemaak het, en besluit het om hom te dien en te volg, en hulle wat in hom glo, het die Here God die reg gegee om kinders van die Vader te wees. En dit laat my so dink aan 'n situasie met 'n professor wat dekaan was by die mediese fakulteit in Bloemfontein. Sy naam was Prof Koen Slabber. Hy was 'n toegewyde kind van die Here en hy was 'n dosent by die mediese fakulteit en dan moes van sy studente in hulle latere studiejare saam met hom beweeg tussen sy pasiënte en dan moet hulle verslag gee van sy pasiënte. En so gebeur dit dat een student op 'n dag vir hom sê, professor, die geval wat ons hier voor ons het, en net daar stop die prof hom en sê vir hom, meneer, as jy van gevalle praat as mense met 'n identiteit, dan gaan jy nooit 'n mediese dokter kan word nie. Want kyk mooi na hierdie vrou wat voor ons lê. Sy het haar eie identiteit. Kyk na haar oë, sy is bekommerd. Kyk na die trekke op haar gesig, sy pyn. En ons is hier om haar te help. En jy spreek haar aan as 'n geval. As jy so gemaklik raak in die mediese beroep, dan moet jy nie eers daaraan dink om 'n dokter te word nie. En om dit toe te pas in ons eie lewe, in hierdie pikdonker wêreld. Wanneer ek en jy so gemaklik raak met die evangelie, dat ek en jy 'n erediens kan deursit sonder om die Heilige Gees toe te laat om enige verandering aan ons lewe aan te bring, dan het dit baie, baie laat geraak, sê die Bybel vir ons. Paulus het dit geweet, want Paulus het vir Jesus Christus kop aan kop ontmoet, en ons lees daarvan in Handelinge 9 vers 22 tot 29, en net voor dit, waar Paulus tot bekering kom, dan sien ons hoe dat Paulus verskriklik godsdienstig was, en dat hy 'n blou bloed Jood was, en die Joodse wette in die fynste besonderhede nagekom het, en binne in sy godsdienstigheid, het hy die Christene vervolg tot die dood toe, en vertel daardie gedeelte vir ons, dat hy toestemmingsbriewe by die keiser gaan kry het, om die Christene te arresteer, en hulle te laat doodmaak, en te vervolg, en hy het met alles wat hy gehad het, geglo, dat hy die waarheid weet het, ten spyte van sy godsdiens, en toe ontmoet hy die Here Jesus Christus kop aan kop op die Damaskuspad, en wanneer is lig skerp, wanneer lig in die dag skyn, en dit jou oë verblind, en dit is wat daar op die Damaskuspad gebeur, dat skielik sien hy 'n lig uit die hemel, wat hom verblind, en vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy ontmoet die Here Jesus Christus kop aan kop, in so 'n mate, dat Filippense 3 vir ons sê, nadat hy Jesus ontmoet het, vers 7, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus, ja nog meer,
Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. En wil ek vir jou vra, het ek en jy al kop aan kop aan in Jesus Christus vasgeloop? Ek dink aan Shane Claiborne, die Christen aktivis skrywer. Ek lees vir julle wat skryf hy. Ons mense moet so naby aan die Rabbi van Nasaret loop, sodat die stof van sy voete af op ons gesig val. Ons moet so naby aan hom loop, as hy uitasem, dat ons dit inasem. Ons moet so naby aan hom loop, dat ons die soem van sy kleed kan aanraak. In Johannes 8 vers 12, as Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld, dan sê hy, wie my volg, sal nooit in die donkerte, in die duisternis leef nie, want hulle leef nou reeds in die ewigheid. Jesus sê vir ons in Johannes 7, vers 37 tot 39, kom na my toe almal wat dors het, en strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. En hiermee het hy na sy Heilige Gees verwys, wat volkome beheer oor elke faset van ons lewe gaan oorneem. Johannes 8 vanaf vers 31 sê vir ons, sonde maak van my en jou 'n slaaf. Ons kan nie langer in die duisternis leef nie. 'n Slaaf is iemand wat aan 'n ketting vasgebind is. Daardie selfde Johannes 8 sê vir ons, Jesus Christus het gekom om vir my en vir jou te bevry, om die kettings te breek. Ek sluit af. Wie is Jesus? Hy is die lig vir die wêreld. Hy die skakelaar kom aansit. Wat het hy kom doen? Hy skakel die lig aan, sodat ek en jy voor donker by die Vaderhuis kan wees. Wat doen ek en jy? Ek hoop ons sal doen waartoe Johannes ons uitnooi, dat ons glo in Jesus Christus en dat ons in sy voetspore sal volg. Dit beteken om te doen wat hy doen, om te loop soos en waar Jesus loop. Sal dit nie die mooiste getuienis ooit wees, as mense by jou begrafnis kan sê, hierdie man, hierdie vrou, het die Jesus loop geloop. Amen. Hierdie man, hierdie vrou, het die Jesus loop geloop.